wil jou vra om saam met my stil te raak. Ek wil vir jou vra om nou in hierdie oomblik, terwyl jy bewus word van God, te bid vir hierdie geleenthede. Te bid dat die Gees mense sal nooi en oortuig om te kom. Te bid dat die Gees met mense sal werk in hierdie gesprekke. Te bid dat die Gees in jou hart sal werk. Te bid vir vernuwing in ons geloofsfamilie en in hierdie gemeenskap. Here, dankie dat die eenheid lê in U, Here Jesus Christus. Dankie dat ons jaarliks herinner kan word dat U opgevaar het en sit aan die regterhand van God, van waar U regeer. Dat ons jaarliks herinner kan word met spesiale tyd en temas en afsondering van die Gees, wat vir ons uitgestort is en dat ons nie alleen is nie, Here. En Here, dankie dat ons jaarliks herinner kan word aan die missie en die roeping wat U vir ons gee, wat in ons leef, want U leef in ons. Here, kom gebruik ons geloofsfamilie om tot seën te wees. Dankie dat U ons oortuig om bidend en met ons Godstories alle mense met liefde te bedien. In Jesus Christus naam alleen. Amen. Wees vanoggend gegroet in die naam van hierdie wonderlike, ongelooflike God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Goeiemôre julle, kom ons staan en ons sing 3 liedere saam. Ons begin met Gees van die waarheid, wat ons vra dat die Gees in ons sal kom woon vanoggend, en dat ons die Here se stem sal hoor, en dan gaan ons sing oor die grootheid van God, ja, dat hy God alleen is, en dan gaan ons vir die Here vra, dat sy vrede deur ons sal vloei, en dat ons so sal leef, dat ons ander mense hoor as ons self ag. Worship in Calvary.
Goeiemôre geliefdes. Het is my voorreg om vanoggend saam met jou uit die woord uit te kan lees en te kan stil staan by ons tema. Maar voordat ons saam lees, kom ons bid saam. Wonderlike Here, wat 'n voorreg om ook vanoggend hier saam te kan wees en die naam te kan grootmaak, om woorde te gebruik om U te aanbid, om te erken dat U God is en God alleen. En Here, as ons ook hierdie woorde sing en vra dat U ook U vrede deur ons sal laat vloei, kom bid ek dat ons dit so sal ervaar. Wanneer ons ook uit die woord uit gaan lees, kom bid ek dat U deur die Gees met ons elkeen sal praat. Here, U ken ons harte, U weet wat in ons leef en U ken ons beter as wat ons onsself ken. En wanneer ons oopstel, vra ek dat U deur die Gees met ons elkeen sal praat. Kom Here en praat met ons, want ons as die kinders wil graag luister. Amen. Geliefdes, ek het die voorreg om vanoggend ons reeks af te sluit rondom ons mandjie reeks en oor vrygewigheid en om te gee. En dalk is jy vandag vir die eerste keer in 'n paar weke hier by die kerk en dit is jy is so welkom, maar net om vir jou die agtergrond te gee van wat ons saam gepraat het oor dit wat die Here ook vir ons gegee het. Ons het stil gestaan van dit wat die Here vir ons gee, wat ons baie keer ook voel ons wil vashou. En partykeer is ook so dat ons ook besef, maar alles behoort aan God en dat ons dit ook sal gee. En laasweek, sê hulle onthou het Anandi ook stilgestaan by die skuur teologie, skuurmentaliteit van ek moet alles vashou of dat ek met mandjies begin uitdeel. En vanoggend, as ek dan stil staan by gedeelte uit Handelinge 20, is die tema dan juis ook dat mandjies vol van die Gees om te gee. Die Gees wat ons stuur. En soos julle ook heeltyd dalk hoor, wat ons oortuig is in ons geloofsfamilie, is dat God ons stuur om 'n verskil te maak. En as ons nou saam gaan lees uit
Handelinge 20, wil ek jou nooi om dit ook te hoor wat ons dan vanoggend saam lees. So kom ons lees Handelinge 20 en ons gaan vanaf vers 17 saam lees. Net 'n bietjie agtergrond is dat Paulus is besig met sy reis en hy is op die eiland Milete en hy is op pad om die ouderlinge van die gemeente van Efese te groet, om aan te gaan, en Lukas wat Handelinge opskryf is saam met hulle dan ook besig op hierdie reis wat ons dan lees vanaf Handelinge 20 af. So kom ons lees vanaf vers 17. Van Milete af het Paulus 'n boodskap na Efese toe gestuur om die ouderlinge van die gemeente te laat roep. Toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle: "Julle weet hoe ek die hele tyd van die eerste dag af dat ek in die provinsie Asië gekom het, onder julle geleef het. Hoe ek die Here in alle nederigheid gedien het, te midde van droefheid weens die vervolginge wat ek deur die komplotte van die Jode moes verduur. Julle weet dat ek niks teruggehou het wat vir julle voordelig kon wees nie, toe ek by julle in die openbaar gepreek en julle in julle huise onderrig het. Ek het sowel die Jode as die Grieke ernstig vermaan om hulle tot God te bekeer en ons Here Jesus te glo. En nou gaan ek Jerusalem toe, daartoe gedring deur die Gees. Wat daar met my sal gebeur, weet ek nie. Ek weet dat die Heilige Gees my in elke stad verseker dat gevangenskap en vervolging op my wag. Maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang as ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak. Dit is om die evangelie van God se genade te verkondig. Ek het onder julle almal rondgegaan en die koninkryk van God verkondig, maar nou weet ek dat julle my nie weer sal sien nie. Daarom verklaar ek vandag dat dit nie my skuld is as enigeen van julle verlore gaan nie, want ek het nie nagelaat om die heilsplan van God in sy volle omvang aan julle te verkondig nie. Pas julleself op en die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters 'n kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg, wat hy vir hom verkry het, deur die bloed van sy eie seun. Ek weet dat daar na my vertrek wrede wolwe onder julle sal indring, en hulle sal die kudde nie ontsien nie. Ja, uit eie geleedere sal daar mense na vore kom, wat met leuns die gelowiges agter hulle aan sal probeer verlei. Wees waaksaam. Onthou dat ek elkeen van julle 3 jaar lank onderrig het, aanhoudend, dag en nag, baie keer met trane. Maar nou vertrou ek julle aan God toe en aan die woord van sy genade. Die woord is magtig om julle op te bou en julle die seëninge te laat deel wat hy aan al die gelowiges as erfdeel beloof het. Ek het niemand se geld of klere begeer nie. Julle weet self dat ek vir myself en vir die mense wat saam met my was gesorg het, deur met hierdie 2 hande vir my te werk. Deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys, dat ons hard moet werk, sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê, om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Nadat Paulus het gesê het hy saam met hulle almal gekniel en gebid. Almal het baie gehuil en hom omhels en gesoen. Hulle was veral hartseer omdat hy gesê het dat hulle hom nie weer sou sien nie. Daarna is hulle toe saam met hom na die skip toe. Net tot sover die gedeelte wat ons dan nou saam lees. Nou, ek het vir oggend het ek 'n mandjie saamgebring. En waarskynlik as jy na die mandjie kyk, gaan daar dalk 'n klomp goed deur jou gedagtes. Jy kan dalk dink dis 'n mooi mandjie. Of dalk dink jou mandjie is nie so mooi soos hierdie een nie, of jou mandjie is mooier as hierdie een. Want ons is nogal baie keer lief om te vergelyk. En as ons na hierdie mandjie kyk, dan is dit ook so dat hierdie mandjies word nie altyd gebruik nie. Ek moet erken, toe ek hom gaan soek, het ek agter in ons stoorkamer om gaan uithaal. Nee, want ons weet ons het een, maar ons gebruik hom nie graag so baie nie. En baie keer is dit nogal met 'n mandjie so dat 'n mandjie eintlik daar is om gebruik te word, want dat jy goed kan ronddra, en eintlik 'n mandjie
is iets wat jy gebruik om uit te deel, want jy vat tog 'n mandjie om dit uit te deel. Nou ek wil graag daardie beeld gebruik as Paulus aan die einde van sy lewe is en hy met hierdie ouderlinge besig is, en hy met hulle praat en hy sê vir hulle dat hy wil graag vir hulle 'n boodskap oordra. En nou teken Lukas dit vir ons aan dat hy twee goed nogal sê. Die een is wat Paulus hierso sê is, hy het alles in sy vermoë gedoen om die boodskap aan die mense oor te dra, wat die Here vir hom gegee het. Hy het gepreek, hy het geleef en so. Maar die tweede ding wat Paulus ook hier sê, hy het alles in sy vermoë gedoen om vir die mense om hom te sorg. Hy het hard gewerk sodat die mense om hom die sorg kon ervaar. En dan haal hy die woorde aan van Jesus wat gesê het, dis beter om te gee as om te ontvang. Nou, vir 'n oomblik sal jy dalk dit weet, maar hierdie gedeelte wat die woorde van Jesus aangehaal word, kry ons nêrens in die evangelies nie. Nee, so dit is iets wat Jesus gesê het, wat nie in die evangelies opgeteken is nie, maar dit maak dit nie minder waar nie. Inteendeel, dit was so 'n belangrike oortuiging van Paulus se lewe om te sê dat Jesus het gesê dis beter om te gee as om te ontvang. En dan wat ons sien hier in Paulus se lewe, is dat hy heeltyd homself deur die Gees laat lei. 'n Paar keer wat ons gelees het, sê hy onder andere in vers 22 dat ek deur die Gees daartoe gedring is, dat ek gedoen het wat ek gedoen het, om die boodskap wat ek het te deel, om te gee. En as ek dan na die mandjie as voorbeeld gebruik en na onsself kyk, het ons net soveel om te gee. Nou, een van die dinge wat ons as mense mee sukkel, is om te gee. Ek weet nie van jou nie, maar partykeer is dit nogal moeilik om te gee. En soos ek nou die vorige keer toe ek ook gepreek het, die Here nou 'n interessante humorsin, dat mens word getoets oor wat jy preek hier. So as jy dalk voel die boodskap is dalk 'n bietjie hard vir jou, hy's harder vir my ook, of hy is vir my ook. Want ek het hierdie week 'n paar oproepe gekry, wat mense vir my vra, kan jy my help? En wat moet ek dan sê? Gaan in vrede, of nee, kom ek help? Want die teks sê, dis beter om te gee, as om te ontvang. Ek moet erken, die laaste keer was nogal 'n moeiliker een om te gee. Die laaste oproepie wat ek gekry het. Maar, dit is hoe die Here ook werk in ons. Om maar net, dit is net af te merk, want het ek besef, dit gaan glad nie oor die geld wat ek gee nie, maar oor die gesindheid waarmee ek gee. Wat vir my opvallend is dat Paulus as ware hierdie twee goed bymekaar sit. As jy die genade van God ervaar het, dan is jou hart ook oper. Gee jy makliker. Want is dit baie keer so dat ons so vashou van, ek gaan nie genoeg hê nie, sê nou maar net dit gebeur of dat gebeur, ek gaan nie genoeg hê nie, ek wil eerder maar vashou of sê nee, ek vra maar vir iemand anders, dat ek eintlik, lyk dit vir my, sukkel om te vertrou. Dat ek sukkel om God te vertrou, wat ons tog erken dat hy vir ons die gewer is van alles wat ons het. En dat die Gees in ons werk om dit te kan gee. Ek wil amper sê dat, wat nou nie opgeteken is, lyk dit vir my dat Paulus as ware vir die ouderlinge, vir wie hy baie lief was van Efese, het hy 'n klomp Godstories vertel. As hy eintlik in ons woorde Godstories vertel, as hy sê hy het gereeld vir hulle gepreek, gereeld geonderrig, om te vertel hoe God vir hulle gesorg het, hy lief is vir die gemeente, en dan oortuig is deur die Gees dat hy hulle met liefde moet bedien. Wanneer hulle dan in hulle geloof groei, word hulle hande ook oper, hulle harte ook oper. En geliefdes, dit is nogal die moeilike tema wat ons vir mekaar moet sê, want dit is partykeer
so moeilik om hieroor te praat, wat ons sê, ja, maar ek het nie, my mandjie is nie so vol soos die ander persoon se nie, my mandjie is nog te klein, ek het nog te min om te gee, ek kan nog nie gee nie. Gaan vra vir iemand anders wat 'n groter mandjie het, hulle kan gee. Dan dink ek aan Martin Luther, wat gesê het, eers kom jou kop tot bekering, en dan jou hart, en dan jou beursie. Dit is 'n proses. Maar ons kan nie wegkom van Jesus se woorde, wat sê, onthou, dit maak ons gelukkiger om te gee, as om te ontvang. En die vraag is baie keer ook, waaraan hou ons so vas? Waaraan hou ons vas, is dit die sekerheid, of dat ons wil seker wees, dat alles in plek is, alles gaan werk, en dat ek nie wil vertrou nie? Want dit is so dat Jesus nogal baie praat oor gee. Ons lees onder andere, bietjie vroeër in Handelinge, waar die gemeente saamkom, en in Handelinge 11, en hulle bewus raak van 'n nood in die gemeente, en dat die gemeente gevra is om te gee, en hulle het spontaan gegee, elkeen na sy vermoë, om die gemeente Jerusalem te help, en daarom het hulle vir Paulus en Barnabas gestuur, met die geld wat hulle gegee het, om die ander gemeente te gaan help. Ons kyk na Matteus 6, wat Jesus dan in die bergrede ook sê, as jy gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie. Dit gaan nie oor publieke gee nie. Dit gaan oor die gesindheid. As jy vir 'n oomblik bietjie kyk in 2 Korintiërs 8, waar Paulus dan ook sê, as hy met die gemeente praat, onthou, God het 'n blymoedige gewer lief, wanneer ons dan ook sal reageer, en dat ons dan ook in gehoorsaamheid sal reageer. Ek lees van 'n klomp mense wat by mekaar gekom het, om gesê het, dat ons uit ons, wat ons die Here vir ons gee, gaan ons help om mense te seën, om mense te help en 'n verskil te maak. So, en dat hulle eintlik die teks van 1 Timoteus 6, wat sê die liefde vir geld is die wortel van alle kwaad, die woord wat daar gebruik word, het hulle gesê, maar die woord vir liefde is 'n selfgerigte liefde, ons wil dit vul met God gevulde liefde, en sê, wanneer ek gee, bedien ek mense. En as ons dan ook vir mekaar sê as gelowiges, en as P.F. Reineveld, roep God ons om vrygewig te wees. Roep hy ons om deur ons Godstories bidend, soos die Gees ons oortuig, om alle mense met liefde te bedien. En die liefde beteken ook finansiëel. Dit beteken ook ons tyd. Dit beteken ook onsself. En ons het meer as wat ons besef ons het. En ons moet nie wegskram ook partykeer ook van die geld nie. En hierdie preek is nie 'n geldvra preek nie. Hierdie preek is 'n oortuiging dat wanneer ons God se genade ervaar het, besef wie God is, dat ons met oop harte, oop hande kan leef, dat mense om ons God se liefde ervaar. Vir 'n oomblik, as ek hierdie mandjie vat, en ek kyk wat is in hierdie mandjie, en dit was letterlik so, toe ek die mandjie uit die stoorplek uithaal, toe sien ek hierdie in die mandjie lê. En ek dog toe, kan ek maar ietsie inlees, dat hierdie vir my sê, ek moet myself gee, as ek in die spieël kyk. Dat God vir my oproep, en vra, dat ek myself sal gee. En wat is dit van myself wat ek gee? Wat is dit van my beursie wat ek gee? Wat is dit van my gawes wat ek gee? Wat is dit van my tyd wat ek gee, om mense om my in liefde te bedien? Ek lees hierdie een aanhaling raak van Les in New Beginning, wat sê,
We must live in the kingdom of God in such a way that it provokes questions for which the gospel is the answer. Ons moet so leef dat die vrae wat dit losmaak in mense, die evangelie die antwoord daarvan is. As mense se vra, maar hoekom leef jy so vrygewig? Hoekom leef jy met 'n oop hand? Dat jy kan sê, want die Gees dring my. Die Gees roep my om so te leef. Een van die dinge wat ek besef, is dat vrygewigheid gaan nooit oor die hoeveelheid geld nie, maar oor die gesindheid waarmee jy gee. Kan ek dit weer sê? Vrygewigheid gaan nooit oor die hoeveelheid geld wat ek gee nie, maar oor die gesindheid wat ek gee. Ek ken van die armste mense met die oopste harte. Ek ken van die rykste mense met die oopste harte. Ek ken van die armste mense met die toeste harte. En ek ken van die rykste mense met die toestande ook. Wat sal jou laaste woorde wees, as jy soos Paulus die geleentheid gehad het, om 'n laaste toespraak te gee? Sal jy ook vir die mense kan sê, sal ons vir die mense kan sê, God se genade is genoeg, ek is dankbaar daarvoor, ek kan nie anders as om te gee nie. En dat Jesus se woorde ons dring, dit is beter om te gee, as om te ontvang. Ek wil graag afsluit en jou vra om jou hart te ondersoek. Ook wat die Here met jou besig is om te doen. Oor jou eie vrygewigheid. Dalk is daar goed wat jy moet verander, oor hoe jy keuses maak, oor wat jy gee, hoe jy gee. Maar omdat dit is, omdat jy die oortuiging het, dat die Gees jou oortuig het. Want ons sê, dat die Here ons roep as geloofsfamilie, dat ons mandjies moet deel. Die Gees stuur ons. Soos die Gees vir Paulus gestuur het, stuur die Gees ons elkeen om 'n verskil te maak waar ons is. Daar waar jy werk, het mense God se liefde nodig om dit te sien. Daar waar jy beweeg, daar waar jy langs die sportveld staan, het mense nodig om God se liefde te sien. Daar waar jy saam met jou gesin is, het hulle nodig om God se liefde te sien. Vrygewigheid is meer as net geld. Dit is God se roep op ons lewe, dat ons met oop harte en oop hande sal leef. En mag jy dit ook so ervaar. As Paulus sê, onthou, God het homself vir ons gegee. Hy het vir ons alles gegee. Sy genade is vir ons genoeg. En juist daarom kan ons nie anders om te gee nie. Vers 32 sê, as hy met die ouderlinge praat, dan sê hy, maar nou vertrou ek julle aan God toe en aan die woord van sy genade. Die woord is magtig om julle op te bou en julle in seëninge te laat deel, wat hy aan al die gelowiges as erfdeel beloof het. God se genade is so groot vir ons, dit is so oop vir ons. Dit stel ons in staat om ook met oop harte te leef en ook met oop hande te leef. Amen. Ek wil graag vir ons gebed voorhou, wat jy kan gebruik om ook met die Here te praat, wat iemand vir ons geskryf het. Waar ons harte gekrimp het en ons vrygewigheid ook, Heilige Gees, kom. Vir die vrese wat ons terughou,
en die bekommernis oor aardse besittings. Heilige Gees, kom. Vir ons blindheid teenoor mekaar en die gejaagdheid na wat dit voed, Heilige Gees, kom. Dat ons mag groei in oorvloedige vrygewigheid. Kom, o Heilige Gees. Dat ons vrygewigheid die wêreld mag verander, vir die armes, vir die kerk en vir onsself. Kom, o Heilige Gees. Dat ons U dieper mag ken, deur die verruiming van ons offers. Kom, o Heilige Gees. Vader, U is die vleesgeworde waarheid, dat dit beter is om te gee as om te ontvang, en ons verlang om soos U te wees. Ons prys en bemin U, ons eer en begeer U, met ons hele wese, nou en vir ewig. Amen. Yes,
Henny, ek wil graag vir jou vra, jy wil ook met die gemeente ook iets deel, en ek gee graag vir jou geleentheid. Baie dankie, Henk, en môre liewe gemeente. Ek sê liewe gemeente, want ek wil praat vanmôre met julle iets deel oor wat ek ontvang het. Ek het gekry, so ek wil dit met julle deel. Die konteks van die storie is maar net so 'n paar maande terug is my vrou ewe skielik oorlede. Nou dit was die hele mat onder my voete uitgeruk. Maar dis nie eintlik die storie wat ek wil vertel nie. Die storie wat ek wil vertel is wat ek toe begin kry het. Wat is ek gegee? Mense in hierdie gemeente wat ek nog skaars geken het uitgereik na my toe op maniere wat ek dit het my verstom en dit het my verryk eintlik. Mense het hulle tyd gegee, mense het hulle harte gegee. Mense het vir my kos gebring en ek later gewonder, ek is half paniekerig gewees. Ek weet nie wanneer gaan ek al hierdie kos opgeëet kry nie. Maar dit is met die oorgawe waarmee ek gekry het. So ek praat vandag uit 'n kry, nie noodwendig uit 'n gee kant uit nie. Daar waar ek sit, daai groepie mense daar om my, het om my 'n beskermde groep gevorm, wat my elke Sondag tot vandag toe nog, wat my 'n drukkie kom gee, my hand kom skud, my hoor hoe gaan dit met my en so aan. Daar's iemand in hierdie gemeente wat nog elke week vir my iets bring om te eet. En ek het al vir die persoon gesê, asseblief, ek is okay, dit is okay. En vir my gesê, ek wil dit doen. Dit is my lekker om dit te doen. En ek wil net die volgende miskien klompie goed deel oor wat ek toe nou, my observasie oorgee, wat ek sien in dit wat mense doen, as hulle gee. Ek dink die eerste ding is, mense gee want hulle leef dankbaar. En dankbaarheid is 'n vreemde ding. Jy weet, ons dink altyd, as ons vanmôre hierso sit, het ons vanmôre klere om aan te trek, ons het vanmôre 10 toe aan koffie gehad om te drink, wat beteken ons het water in die huis, ons het 'n yskas waar daar melk in is, en so aan, en so aan, en so aan. So as mens jou lewe afbreek tot nou te vanoggend, is daar duisende goed wat jy gekry het van die Here af. So dit is 'n dankbaarheid, en die mense wat vir my gee, het ek besef, hulle gee want hulle leef doelbewus dankbaar vir dit wat hulle kry. Ek dink, die ander ding wat ek besef het, is dat mense gee want hulle eer vir God daardeur. Dit is 'n algemene tema. Ek meen, by die werk het iemand my eendag gebel en gesê, hulle wil my dringend sien oor iets, en ek het aangekom, en die personeel, en ek weet van daai personeel, het dit nie noodwendig baie breed nie. Het vir geld ingesamel. Geld wat ek nie regtig nodig gehad het nie, maar dit is wat hulle gegee het. Dit is hoe hulle God geëer het vir dit wat hulle het. En dit het my aangegryp, mense, dit het my absoluut aangegryp, hoe mense dit gee, nie oor hulle dink hulle is so oulik nie, maar oor hulle dink, ons wil God gee, ons wil dit vir jou gee, want ons wil God eer hierdeur. En dit was my fantasties gewees. Ek dink baie keer wonder mense, hoekom is ek geskape? Hoekom is ek op die aarde? Mense hoor baie keer daai vraag, wat is God se plan met my lewe? Nou, ek weet nie, in hierdie reeks en baie van die boodskappe wat ons hoor hierso in hierdie gemeente, is, jy is geskep om te gee. Dit is hoe jy vir God lewe. Jy is geskep om vir God te lewe, en gee is deel van daai ding. En dit is wat ek gesien het in hierdie gemeente, dit is wat ek baie gesien het. Dat mense gee, want dit is vir hulle 'n geweldige vreugde, daar is verskriklik baie vreugde daarin om te gee. En ek dink net, ek wil ook net afsluit met 'n ernstige ding, dink ek wat mense oor bekommerd is. En dit is as die kerk vra vir geld. Mense met reg kan mense bekommerd wees daaroor. Want daar is, in hierdie land is daar genoeg voorbeelde van predikante en leraars en leiers wat in absolute leksheid lewe,
want hulle vat daai geld en hulle gebruik dit vir hulle self. En ek kan vir julle sê, in hierdie gemeente gebeur dit nie. Jou geld word hierso gebruik om Jesus te ontdek en te leef. Dit is waarvoor ons hier is. Ek kan vir julle die versekering gee dat die gemeenteraad hou hierdie geld wat uitgegee word fyn dop. Die geld word gebruik om hierdie gebou in stand te hou, dit word gebruik om kinders te leer, om te ontdek, dit word gebruik vir mense wat deur 'n rowwe tyd in hulle lewe gaan, om hulle te help op 'n manier, maar dit word bestuur. So ek kan vir julle sê, asseblief, daai ekstra geldjies wat julle gee vir die 10de maand, daai ekstra geld wat julle gee met die kollektes en daai tipe van ding, gee dit met oorgawe, want dit word reg en veilig bestee. Dankie. Baie dankie. Baie dankie Henny, en dankie dat jy ook jou hart deel en met ons ook gedeel het. Dit is nie maklik om hier te staan nie, en dankie dat jy dit ook gedeel het. Liefdes, kom ons gee nou geleentheid ook vir ons dankoffers. Ons vra vir 'n paar vrywilligers om ons te help, terwyl die voorsanggroep ook vir ons verder 'n lied sing. Baie dankie aan almal wat gehelp het, en veral vir die kinders, en dankie vir die groot mense wat sommer net saam met die kinders, as dit nie hulle eie kinders of kleinkinders, wat hulle sommer net saam hulle help om dit ook te doen. Kom ons sê vir die Here dankie. Here, dankie vir dankoffers, dankie dat ons vir U kan dankie sê. Neem dit ook aan en gebruik dit ook tot eer van U naam. Dankie dat ons kan weet, dit is beter om te gee as om te ontvang, en mag U dit ook gebruik tot eer van U naam. Amen. Geliefdes, kom ons staan en sing ons slotlied. Schoonheid van zijn naam, meer als wat ons ooit op aarde brengt, is de weg voor hier op je te brengen. Meer als zomer, meer als goud, als die bloemen die dieren.
welkom om jou hande ook oop te maak en die Here se seën te ontvang. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.